Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Julle onthou vir Moses en die brandende bos? En julle sal seker onthou dat God beloof het om hom te help wanneer hy hom gaan gebruik om die Israeliete uit Egipte te bevry. Kom ons lees nou verder in Eksodus wat gebeur met die Israeliete in hierdie verhaal. Daar was eens 'n tyd, lank gelede, toe die Israeliete in Egipte as slawe geleef het. Hulle het baie swaar gekry en tot God geroep om hulle te help. God het toe Moses gekies om hulle uit Egipte te lei. Moses het 'n broer gehad met die naam Aaron wat hom gehelp het. Moses en Aaron het na die Farao, die koning van Egipte, gegaan en gevra om die Israeliete vry te laat. Maar die Farao was hardkoppig en wou nie luister nie. Daarom het God 10 plaae gestuur om die Farao te oorreed. Die eerste plaag het die water in die Nylrivier in bloed verander. Die tweede plaag het baie paddas oor die land laat kom. Die derde plaag het luise oor die mense en diere versprei. En daarna het die vierde plaag 'n groot swerm vliee gebring. Die vyfde plaag het die Egiptenare se vee siek gemaak en laat vrek. Die sesde plaag het seere op die mense en diere veroorsaak. Die sewende plaag het 'n verskriklike haalstorm gebring, terwyl die 8ste plaag sprinkane gestuur het wat al die plante geëet het. Die 9de plaag het 3 dae van donkerte oor die land gebring. Die 10de en laaste plaag was die ergste. God het al die eersgeborenes van die Egiptenare laat sterf, maar hy het die Israeliete beskerm omdat hulle sy instruksies gevolg het en lam se bloed aan hulle deurkosyne gesmeer het. Nadat die 10de plaag gebeur het, het die Farao uiteindelik die Israeliete laat gaan. Moses het die mense gelei tot by die Rooi See, maar die Farao het weer van plan verander en sy leer gestuur om hulle terug te bring. God het 'n wonderwerk gedoen en die Rooi See in 2 gedeel, sodat die Israeliete op droë grond kon deurloop. Toe hulle veilig aan die ander kant was, het die water teruggevloei en die Farao se leer het verdrink. Maats, wat 'n verhaal vol kinkels en kabels. Maar wat kan ons hieruit leer? Daar is 'n paar lesse. Eerstens, ons kan leer dat God ons gebede verhoor. Die Israeliete het tot God geroep en hy het hulle gehoor en gehelp. Tweedens, God het 'n plan. Al lyk dinge soms moeilik en al vat dit soms hoe lank, God het altyd 'n plan om ons te red en te help. Derdens, leer ons iets van gehoorsaamheid aan God en hoe belangrik dit is. Moses en die Israeliete het God se instruksies gevolg en hulle is so gered. As die Farao maar net geluister het na God se instruksies en die Israeliete bevry het, dan het die 10 plaae nooit gebeur nie. Laastens leer ons om op God te vertrou. Selfs wanneer dit lyk asof daar geen uitweg is nie, kan God 'n pad vir ons maak, selfs deur 'n Rooi See. En hy kan ons so lei na ons beloofde land. Daar sy maats, dit is Moses se lewe sover. Vandat hy 'n klein babietjie was, wat in die Nylrivier weggestuur is in 'n mandjie, tot waar hy die Egiptenare aangevat het en deur God se hulp die Israeliete tot bevryding gelei het deur die Rooi See. Daar lê nog 'n lang pad voor vir die Israeliete na die beloofde land. Maar vereers kan ons stil staan en onthou hoe God Moses gehelp het en so sy beloftes aan hom nagekom het.
So sal God ons ook help en sy beloftes aan ons nakom. Tot volgende keer. Totsiens!